Nuusboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. As die liefde vir landbou sterk deur die are vloei, is daar niks wat jy sal tyd nie. En met die landbou bedoel ons soveel meer as net die bekende. Die landbou het soveel meer bronne en vertakkings as wat mens mag besef. Hallo, ek is Koen Liebenberg en vandag kuier ons saam met 'n ou bekende, vriend en kollega Skaak van Rooyen van Laveld Agrochem. En ons gesels lekker oor entrepreneurskap in die landbou. Hallo julle, dis lekker om saam te kuier. Welkom by Nuusboere. In hierdie episode van Nuusboere, ons besoek 'n blommeplaas in Woolsley in die Breede Riviervallei, waar 'n voormalige troufotograaf, Aideen Nieuwoud, 'n klompie jare gelede nes geskrop het. Sy produseer tans oor die 200 blomvariëteite. Ons reis ook na Red Baron Tomatoes in die Oos-Kaap. Hulle fokus op geur, kwaliteit en volhoubare landboupraktyke. Hier is Corneille en Skalk. Hallo julle en baie welkom by hierdie aflewering van Nuusboere. Hallo Skaak, lekker om jy weer terug te hê. Net ter wille van die mense wat jy nog nie in ons vorige reekse gesien het, vertel ons gou 'n bietjie vinnig van jou. Ja, ek het maar na skool gegaan en aanvanklik wou ek iets met 'n mediese toepassing so toe het ek nou plantkunde BSc biochemie gestudeer, my BSc graad verwerf. En toe het ek aangegaan met 'n honeursgraad in plantfisiologie en biochemie en grondkunde. En dit ook verder gevat in 'n M-graad in 'n MSc waar ek plantfisiologie en weer eens biochemie die mediese toepassing gedoen het. En toe het ek in Amerika klaargemaak met nog 'n meestersgraad in plantchemie waar ons gekyk het na die medisinale toepassing van al die chemiese stowwe in plante. Ja, interessant. Ja, ek het beamoen want ek het al weet in die verlede baie nou gehardloop met rade en voorstelle en elke keer verras jy kennis. Dit is kakkie af, ons vandag lekker gesels. Dit is baie duidelik soos mense in hierdie program diepe delf landbou is baie weer net as wat basies mense dink 'n boer wat 'n put in die grond druk. Daar's baie vertakkings, maar ook duidelik vir mense wat bietjie entrepreneurs eienskappe het of van hulle voete af kan dink, is daar nuwe geleenthede, stem jy saam? Ja, daar's definitief want daar's baie keer ander toepassings soos jy sê behalwe die makro voedingselemente. So daar's baie ander toepassings. Dit gee ons die perfekte afskop vir vandag se program. Ons besoek Aideen Nieuwoud se blommeplaas in Woolsley in die Breede Riviervallei. As 'n voormalige fotograaf het sy oog vir mooi in die lewe en sy het ook daardie talent in 'n ewe mooi besigheid omskep. Nuusboere het gaan inloer. Ek was 'n modeaankoper gewees in Kaapstad en toe ontmoet ek my man. En toe ek my man ontmoet het, ek moet plaas toe trek, toe kan ek nou nie meer 'n modeaankoper wees en in koöperatiewe wêreld werk nie. Ek het agtergrond in fotografie gehad. So ek tel toe my kamera op toe ek hier op die plaas kom en ek begin troues afneem. So ek het 400 troues afgeneem. En terwyl ek die troues afneem het ek besef daar is definitief 'n mark in blomme wat nie in Suid-Afrika beskikbaar is nie. So op daai stadium was ek baie goeie vriende gewees met ander bloemistes en hulle het ook definitief vir my aangepoor om te begin blomme groei. En ek het eers op klein skaal begin en hulle het vir my saadjies van Holland af ingebring of ingesmokkel en ek het die saadjies geplant in my groentetuin en ongelooflike blomme het gekom van die sade af. En is toe wat ek besef het wel, hier's definitief 'n mark in ander tipe blomme. My grandfather started here in 1934, and then my father took over in 77, and me and my brother took over in 2007. Originally the farm was a fruit farm, but fruit farming in the last couple of years has become quite a challenging industry. As a result, there wasn't really scope for the both of us on the farm anymore. Aideen started Aideen's Farm Flowers in 2016, and by 2019 the farm had regrown to such a size that it was actually sustainable to have two salaries drawn from the same farm. So we decided it would be better for the health of the fruit farm that we've only got one family drawing a salary from that farm. So that's why I went over to Aideen's Farm Flowers in 2019. So my man het my net huis opgesit, 'n halwe hektaar en ek het besluit ek gaan dit vol plant, vol vreemde sade wat nog nooit in Suid-Afrika geplant is nie, klomp verskillende blomme sade, eintlik maar alles wat vir my mooi is. En ek plant die hele halwe hektaar vol. Kyk mooi daarna en ek moet sê die blomme het ongelooflik uitgekom
en dit verkoop toe baie vinnig. En dis toe daar waar ons besef ook weer eens, daar's definitief 'n mark in blomme wat nie in Suid-Afrika gegroei word nie, maar jy sien dit op Pinterest en jy sien dit op Instagram, maar dis nie in Suid-Afrika beskikbaar nie. En ja, toe van daar af begin die besigheid. Ek dink ons groei was baie organies geweest. Ons het klein begin en dan van daar af het ons gesien die bloemiste het nog blomme nodig gehad, so ons het nog 'n hektaar bygesit en dan groei jy nog blomme en dan sien jy okay, daar's retail companies wat ook wil blomme hê en dan groei jy nog. En so het dit maar evolve. Elke jaar het ons 'n hektaar bygesit. Dan het ons definitief baie verskillende afdelings ook binne in ons besighede, soos ons oop dae. En die oop dae het ook baie organies gebeur want dit was bruide en bloemistes wat wou kom kyk het na ons blomme want hulle wil dit gebruik vir troues. En toe die eerste dag toe ek sê, vir die eerste naweek toe ek sê dis 'n oop dag, toe daag daar soos 300 mense op. Toe besef ons maar daar's definitief 'n mark in dat mense ons plaas wil kom besoek en hulle wil kom kyk die mooi op die plaas. En ek was genader om 'n winkel oop te maak en ons het die winkel oopgemaak en dit het amazing gegaan en toe besluit ons wel kom ons probeer nog 'n winkel. En nou sit ons met ek dink omtrent 14 winkels. So die groei van ons besigheid was regtig, dit was organies en ek dink dit kom baie van my hart ook af. Dinge wat vir my lekker is en wat vir my mooi is, probeer ek gee aan jy weet aan my kliënte of aan die mense wat by ons aankoop. Ons het 3 satellietplasies oopgemaak, Waldevie, Lawrenceford en dan die Big Red Barn in Pretoria. En die rede hoekom ons die satellietplasies oopgemaak het is, soos ek sê, alles begin so organies by ons en dinge wat vir my mooi en lekker is, probeer ek vir ander mense ook gee. En dis net so ongelooflik om te gaan blomme pluk en om deur die mooi blomme te stap en soos jou gunstelinge uit te kies en dit binne 'n bak te sit en dan natuurlik na jou huis te vat en in 'n mooi pot te sit. So ek wou dit regtig gee vir ander mense om ook te geniet en vir mense om uit hulle huise uit te kom en die natuur te geniet. Ek dink sosiale media het definitief ons brand die heel meeste gegroei. Omdat ek 'n fotograaf was, weet ek om mooi foto's te neem en ek meen dit is baie maklik om mooi foto's van mooi blomme te neem. So van daar af het ons verskriklik baie followers gekry. En uit dit het definitief gespreid. Begin ons met Oranjezig Mark en daar groei jou brand vinniger want nie almal is op sosiale media nie. So mense sien jou brand by Oranjezig Mark wat so 'n bekende plek is. En ek dink dit is ook een van die groot redes hoekom ons satellietplasies so suksesvol is en mense gaan en hulle geniet dit en hulle ondersteun dit want hulle weet van ons en hulle wil ook 'n stukkie van ons blomme hê. I think a lot of people struggle to take that first step. You know, it's very daunting when you're thinking, okay, now I've got to stop my work, I've got to start a new business. I've got to get capital to start the new business. So people do a lot of planning, and I think the problem is people get stuck in planning. The best thing to do is just to actually just take that first step. You know, your budget, you draw up a budget, you think you're going to stick to it. Our first budget that we drew up, I think we blew it by 2.5 times. So, you know, the best is just to take that first step, get into the industry, and then from there make plans, change and adapt to the market as fast as you can. Net hierna, ons besoek Red Baron Tomatoes in die Ooskaap. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Ons volgende bydrae gaan oor 'n tomatieboerdery en ek kan net raai jy het seker baie te sê oor die gesondheidsvoordele van 'n tomatie. Ja, daar is heelwat behalwe die gewone voedingselemente wat ons almal ken. Ek dink kan nie wag om dan nog meer te leer van die tomatie. Red Baron Tomaties in die Ooskaap fokus op geur, kwaliteit en volhoubare landboupraktyke en lewer vars tomaties reg deur die jaar. Geniet die bydrae. By Red Baron, gelei deur Andrew Emsley, 'n boer in Murg en Been, en sy vrou Sharon, kweek hulle hidroponiese tomaties met sorg naby Oos-London. Met gevorderde tegnologie en wêreldklas produksie, lewer hulle ryk, sappige tomaties vol geur. Well, back in the 90s, I used to work for Volksgas Bank as a landbouadviseur, and many of my clients were tomato farmers in the East London area. And there was a big changeover in those days from
open field tomatoes into greenhouses and tunnels. And I looked at these figures and I said to my wife one day, I think I found a type of farming that we can do. And to cut a long story short, we eventually found a small property we could buy, and Sharon gave birth to her first child as we were planting our first crop. And I carried on working at ABSA for a couple more years until we were able to expand it. And so that was year 2000 we started, and now we're in 2025. And we've gone from about 3,000 square meters, and now we've got 90,000 square meters under plastic. Working with your partner, not only as your spouse, but a business partner, is incredibly challenging. We have different strengths. Andrew has enormous strengths financially, in the business sense, financially, cash flow wise, which we know in any business is a constant challenge. My strength lies on the HR side, dealing with the people as well as the growing of the product. Hydroponics is growing in a soilless medium. So the medium that we use is a product called cocoa peat, which is the byproduct of coconuts. It's the husk that gets, to put it simply, chopped up and compressed into a medium. So we've got a plank of about 1 meter long that we put 6 plants into. So everything the plant gets comes from the irrigation water that we supply. So we've got a computerized irrigation system with a custom mix that we use, and we can adjust that mixture just according to what we see in the plants. So the plant is getting everything that it needs on a daily basis. They probably get about 10 to 12 shots of irrigation a day. Being under protection means that the plants stay dry, and that's a big factor in disease and pest control. So the amount of pest control chemicals and fungicides that we use is vastly less than what we'd use if we were growing in the fields. Simply because the tomatoes are under protection. We've got insect netting around every greenhouse, so it's very difficult for the insects to get in. And then obviously being dried means fungus diseases are less. So that gives us a healthy tomato because of the clean conditions that the plants are growing in. So if you want to become a hydroponic farmer, just be prepared to work hard and to work on weekends. And it really requires attention to detail. You can't farm from the bakkie, and you can't farm from the office. Your footprints have got to be in the greenhouse. And on that note, my wife Sharon, who's integral to our business, it's one of her huge strengths. She has walked these greenhouses up and down for 25 years. And if you're going to do it with your partner, you want to be sure that they are aware of the commitment, and she has been an absolute rock to help us get success here. And an area where we can develop enormously is paperless. My daughter came to help in December. She said, "Mom, you got far too much paper here. Get wireless, get paperless, get all that technical, the way things are at the moment." So there is a lot that we can still learn and develop and improve. And that's where the youth is so encouraging, and you know, they just take the phone out, point this and that, and that's a big scope. We are able to do irrigations off phone and see what the moisture content is of the bag. So we do have those softwares in place, but there is still a lot of scope. To all of you out there, we've hit walls many times. You know, we've had burnouts. And again, by the grace of God, we've been restocked with energy, refueled. So don't give up hope. You know, our hope is in Jesus. But never give up hope, even when you're so flat like a pancake. The important thing is to always structure your work that you do get breaks. You can't carry on. You get breaks. Doesn't matter what your job is. Make sure you get breaks, and that you have someone that you can be accountable to. If something's going wrong, there's got to be someone you can, if it's not your spouse and not someone at work,
got to have someone to speak to. You know, a friend is a lot cheaper than a psychologist. So someone just to talk to and have fun. Net hierna, ons gesels met Skalk van Rooyen oor ondernemingskap in die landboubedryf. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Skalk, ek baie uitgesien na hierdie deel van die program waar ek jou 'n bietjie op brein wil tap en nie net gesels oor die gewone gewasse wat almal aan dink en iets om te eet om jou maag vol te maak nie, maar ook die gesondheidsvoordele, maar veral ook al die byprodukte wat uit van hierdie gewasse en plante wat ons al gedek het gemaak kan word. Ja, spesifiek as ons nou kyk na tomaties, wat ons nou oor gepraat het. Soos ek gesê, daar's die hoofvoedingselemente waarin mense normaalweg dink, soos jou vitamiene en minerale. Tomatie is baie ryk aan Vitamiin A en C, maar ook kalium en foliensuur. Okay. Nou daai het op sigself gesondheidsvoordele wat ons van weet. Maar dan was daar ook baie van die wat hulle noem in Engels phytochemicals. So dit is molekules wat in die plante voorkom wat plante gewoonlik maak as verdediging of om hulle onsmaaklik te maak. En hierdie molekules het baie medisinale voordele. Yes. En hulle resulteer nie noodwendig onder die voedsame elemente nie, maar hulle het 'n funksie. So hulle funksie is dan hoofsaaklik medisinaal. En dan kyk ons veral in tomaties na die karotenoïde. Dit is die groepverbinding se naam wat insluit likopene en beta-karoteen wat in tomaties voorkom wat hom daai oranje-rooi kleur gee. En dan is daar ook polyfenole wat nou weer baie goed is vir die sirkulasie. En daar is die flavonoïde, dis die flavonoïd molekules. Nou hulle is baie goed vir die algemene sirkulasie en baie keer in die natuur sien ons dat die vorm waarna 'n plant voorkom is ook die deel vir die liggaam waarvoor dit goed is. So byvoorbeeld kry ons miskien die patats. Ja. Wat soos die pankreas lyk. Ja. En daar is bevind dat patats wel goed is vir bloedsuikerbeheer, die gesondheid van die pankreas. Ja. En dit is wel so. So baie van hierdie goed word in navorsing gestaaf en met die tomatie is dit ook die geval. Die tomatie het 'n rooi, daai oranje-rooi kleur en as jy hom oopsny het hy 4 segmente wat dui dat hy baie goed is vir die hart en die sirkulasie. Okay. Die rooi kleur vir die sirkulasie en die 4 kamers binne in die tomatie, die 4 kamers van die hart. Ja. So dit is wel so. En dan ook is hierdie karotenoïde wat in die tomatie voorkom is baie goed vir die prostaatklier, maar ook vir vrouens, vir die algemene voortplantingsorgaan gesondheid, sou dit baie voordelig wees. En dan 'n ander voordeel van hierdie karotenoïde is, dit is baie goed vir oogweefsel. Ja. Dit beskerm die oogweefsel. Ja. Ja. So dit beskerm die oë teen baie van hierdie degeneratiewe siektes wat mens kry. Yes. En dit is dan in daai opsig baie belangrik. So die kleurmolekules wat in hierdie plante voorkom en ook so met die blomme wat deel is daarvan. Daar's baie kleurpigmente in wat baie goed is vir ons sirkulasie en vir ons oë en baie ander weefsels. Ja, dit ook ek sê jy twee een van ons grootste vriende en vennote en natuurlik almal weet as jy aan hulle dink aan 'n tomatie. So ek dink ons moet so 'n lese maak van 'n handvol tomaties se dag laat die dokter langer wag. Iets wat baie lekker is vir hulle stuur. Ja, veral as jy dit kombineer nou, dit gaan miskien nie lekker saam smaak nie, maar as jy op ander tyd van die dag appels daarmee saam eet. Nou appels het nou weer die voordeel op die sirkulasie. Ja, presies. Ja, as kyk en maar ook toe ons nou na die blomme segment gekyk het, ander sektore soos of dit nou die kosmeties of die parfuummark wat se ander geleenthede is of vir iemand wat kyk wat al klaar miskien met so gewasboer wat byvoorbeeld nou met blomme. Soos ons gesê het, die kleurstowwe in die blomme, daar's 'n baie goeie mark, baie van die voedselbedryf soek natuurlike kleurstowwe. So dit kan mens natuurlik uit die blomme self uitkry en dit maak nie so baie saak die stadium van die blom, wanneer hy klaar geblom is, kan jy nog steeds die kleurstowwe uithaal. En natuurlik blomme het baie goeie olies in hulle, veral deel van die nektar olies wat gebruik kan word vir parfuum of vir die alternatiewe bedryf om essensiële olies uit te kry. Ja. Baie van die blomme, as jy dit met stoom distilleer, dan haal hy die essensie van die blom se reuk wat baie keer in die blom sit, haal hy uit en dit gaan sit in die stoomgedeelte en dit as gevolg van die hitteverskil drup dit af as 'n olie en dan die water wat oorbly drup op 'n ander gebied af. Ja. So dit is 'n baie goeie toepassing vir die blommemark of mense wat daarin sou wou belangstel. Ja, nee, ek gee my waant te dink. Ek wil eerstens in die era wat ons leef van kits, alles is kits en vinnig en
Belgium koste bestel en alles is reeds ver verwerkte kosse, maar soos jy praat, dit baie duidelik, God het tog die vrugte en die groente op die planeet gesit vir 'n rede, so hoe gesonder die ete natuurlik, hoe beter, en as jy kan ietsie self doen, in jou tuin of in die kombuis op bly in 'n woonstel, daar's selfs tot op spesery vlak, en jy maar jou eie spesery bietjie. Ja, want hulle het gewoonlik nie baie spasie nodig nie. So jy kan dit op eie vlak kweek, en daar's selfs ouens wat mikrogroenhuisies verkoop. So dit is die moontlikhede is eintlik baie groot, en mense het nie baie 'n groot area nodig nie. Ja, as ek reg hoor, niemand is uitgesluit en niemand het 'n verskoning. Jy kan baie klein begin, en weer eens soos die blomme insetsel kleinerig begin, met 0,5 hektaar, later hoeveel hektare en 14 winkels. Dit is my indrukwekkend, maar my ondervinding net wat ek al gesien het, as jy net eers begin, die een insit het hy so mooi gesê, het gesê, gaan jouself vasknoop as jy net die hele tyd besig is met die plan en die besigheidsplan begin het, neem daai eerste stap. Maar miskien as dit vrugte, groente, blomme al baie gedek, aan die speserykant is daar enigiets spesifieks wat jy opval vir iemand wat kyk en sê in Suid-Afrika is dit 'n maklike spesery of 'n spesery waarvoor daar groot aanvraag is? Ja, die mark vir wat nou gesien word as 'n spesery vir een van die pepers, die paprika, is baie groot, want daar was 'n klein rukkie terug was daar 'n groot tekort in die wêreld oor van hierdie pepers, en ons klimaat is so gunstig vir baie van hierdie plante en speserye, en weer eens het nie baie groot area nodig nie. Met die paprika het jy nou 'n klein bietjie groter area nodig as van die ander speserye, maar dit is iets wat mense na kan kyk, want paprika is nog steeds 'n groot aanvraag, veral in lande in Oos-Europa, Hongarye en daardie tipe lande. Hulle gebruik dit in baie van hulle disse, en dis 'n baie groot gewas en groot aanvraag. So dit is iets wat mense, soos ons gesê het, sonder om te veel te dink en te beplan daaraan, begin om, kry saad. Daar is wel in Suid-Afrika het ek al van die saad teëgekom wat nie geneties gemodifiseer is nie. So daar is van hierdie skoon wat hulle noem in Engels heirloom saad wat mens kan kry. Begin daarmee, begin met 'n suiwer lyn, en hou jou plante gesond, hou die grond gesond, en jy kan dit doen. Ja, dankie Skalk, wens was meer tyd gewees. Ons gaan definitief weer met terugbring. Ons het 'n groot plan en droom wat ons met ons kykers later wil deur oor die hele gesondheidsreis waarop ons almal wil vat, ek Suid-Afrikaans, en dan gaan jy vir ons bietjie nog van raad moet bedien, maar dit vir 'n volgende keer. Ja, dis doodreg. En dankie vir julle wat saam gekuier het. Volgende week is terug met nog kookwater nisboere. Ja, mooi loop, en onthou asseblief om ons nisboere te ondersteun. En net voor ek Kobai sê, stuur asseblief julle voorstelle van nisboer idees na die adres wat onder aan die skerm verskyn. Groetnis. Hier sal jy boer. Dit is jou land, dit is die plank wat jou hart opmaak. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.